Goeiedag en welkom. Vandag delf ons in 'n baie spesifieke, maar ek dink nogal fascinerende wêreld, die van hoogs gespesialiseerde Pilatesopleiding. Ja, dis 'n wêreld binne 'n wêreld. Absoluut. Jy het vir ons 'n onderhoud aangestuur met Caroline Berger de Femunie, 'n Stots Pilates-instrukteur en opleier in Parys. En die hele gesprek draai om 'n kursus met 'n redelike intimiderende naam. Injury Special Population, of ISP. Ja, dit klink amper klinies, né? Presies. Maar wat agter daai naam skuil is eintlik dis 'n reuse verskywing in hoe die bedryf oor beweging dink. En dis ons missie vandag, om te verstaan hoekom hierdie soort opleiding nie meer net 'n nice to have is nie, maar besig is om onontbeerlik te word. Ja. Dit gaan nie oor 'n paar nuwe oefeninge nie. Dit ging oor die gaping, die enorme gaping tussen 'n standaard Pilatesklas vir 'n, kom ons sê, gesonde liggaam. En die werklikheid van die mense wat by jou deur instap. Presies. Mense met besighede, chroniese pyn, mense wat herstel na 'n operasie. Goed, so kom ons spring dadelik in. Wat is die fundamentale probleem wat hierdie ISP-opleiding probeer oplos? Wel, die kernprobleem, soos Caroline dit so duidelik uitlê, is dat jou basiese opleiding, soos Matwork of Reformer, jou voorberei vir 'n ideale kliënt. Die perfekte, fiks, simmetriese persoon. Presies. Iemand wat basies geen ernstige probleme het nie. Maar in die regte wêreld, daai kliënt bestaan amper nie. Die mense wat na Pilates kom vir hulp, is juis die mense wat nie in daai perfekte boksie pas nie. So ons praat van mense met chroniese lae rugpyn, Chroniese lae rugpyn, heupvervangings, knieoperasies, skoliose, swanger vroue, die lys gaan aan. En vir hierdie mense is die standaard resepte wat jy leer nie net onvoldoende nie, maar dit kan selfs gevaarlik wees. potensieel gevaarlik, ja. ISP is die brug. Dis wat Pilates uit die fiksheidwêreld neem en dit 'n betroubare bondgenoot maak in die wêreld van muskuloskeletale rehabilitasie. Maar nie om fisioterapeute te vervang nie. Sy was baie duidelik daaroor. Glad nie. Dis om deel van dieselfde span te word. Caroline sê die woord wat ontbreek na basiese opleiding is finesse. Dis een ding om honderde oefeninge te ken. Dis iets heeltemal anders om te weet wat om met 'n geopereerde heup te doen. Ja. Hier's waar dit vir my regtig diep raak. Wat is daai konkrete kennis wat 'n instrukteur hierby kry? So, dit gaan presies oor daai skuif van die wat na die hoekom. 'n ISP-opgeleide instrukteur leer die biomeganika agter 'n besering. Hulle leer van die fases van weefselgenesing en, baie belangrik, die presiese kontra-indikasies. Gee ons 'n voorbeeld. OK, sy gebruik die voorbeeld van chroniese lae rugpyn. 'n Standaard buigoefening vir die ruggraat kan die pyn vererger as jy nie die dieper konsepte verstaan nie. Soos wat? Soos segmentale stabiliteit en die rol van die diepspiere soos die multifidus en transversus abdominis. ISP leer 'n instrukteur om klinies te dink, om te vra, waar is hierdie weefsel in sy genesingsproses en watter stimulus kan die liggaam vandag hanteer sonder om dit te oorwelm? Presies daai. Dis 'n heeltemal ander denkwyse. Goed, en dan praat sy van twee konsepte wat vir my deurslaggewend geklink het. Form closure en force closure. Dit klink baie tegnies, maar dit voel asof dit alles verander. Kan ons dit vir jou afbreek? Absoluut. Dis 'n sleutelbegrip. Dink so daaraan. Form closure is die passiewe stabiliteit. Dis die manier hoe jou bene en ligamente in mekaar pas. Soos 'n legkaart. Ja, 'n perfekte analogie. Dink aan die beken as 'n ring. Die manier waarop daai bene in mekaar pas, skep 'n natuurlike slot. Dis form closure. OK, dit maak sin. En force closure? Force closure is die aktiewe stabiliteit. Dis wat van die spiere, die fascia en die senuweestelsel kom. So dis hoe die spiere saamtrek om die hele struktuur te ondersteun. Presies. Hoe spiere soos die transversus abdominis en die bekkenvloer saamtrek om daai slot stywer te trek en te ondersteun. 'n ISP-opgeleide instrukteur kyk nou 'n oefening, soos 'n brug. Ja. En hulle vra, is hierdie persoon se form closure, byvoorbeeld verswakte ligamente, dalk gekompromiteer? Indien wel, hoe kan ek die force closure, die spieraktiwiteit, gebruik om te kompenseer, in plaas daarvan om net meer stres op die reeds verswakte struktuur te plaas? Jy het dit. Dis die kern van die saak. Sjoe, goed, so dit gaan baie dieper as net spiere en bene.
Caroline beklemtoon dat 'n besering ook die senuweestelsel beïnvloed. Dis nie net 'n geskeurde tendon nie, dis 'n senuweestelsel wat geleer het om homself te beskerm, soms oormatig. En dis 'n fascinerende skuif, né? Van 'n suiwer meganiese na 'n neuropedagogiese benadering. Neuropedagogies, wat beteken dit in die praktyk? Dit beteken die instrukteur word 'n opvoeder vir die senuweestelsel. Jy gebruik stadige, beheerste bewegings, jy gebruik fyn leidrade, asemhaling. Om die motoriese kaart in die brein te herprogrammeer. Ja, jy werk ook met die kliënt se vrees vir beweging, al afwagting van pyn. So in plaas van om net te sê, lig jou been op. Wat sou die instruksie wees? Die instruksie sou dalk wees: kyk of jy kan asemhaal, laat die heup in die pokkie dryf en let op wat in jou rug gebeur. Sien jy die verskil? Dis 'n uitnodiging, nie 'n bevel nie. Dit gaan daaroor om hulle te help om weer beheer en vertroue te vind. Presies. Vertroue is die sleutelwoord. 'n Baie belangrike punt wat sy maak, is oor die etiese grense. Hierdie opleiding maak jou nie 'n dokter of 'n fisioterapeut nie. Nee, absoluut nie. So hoe definieer ISP hierdie nuwe, meer ingeligte rol? Kyk, die opleiding gee die instrukteur 'n uitgebreide paramediese kultuur. Dis die term wat sy gebruik. 'n Paramediese kultuur. Ja, sodat jy nie blindelings werk nie. Jy leer 'n gemeenskaplike taal om effektief met dokters en fisioterapeute te kommunikeer. So jy kan die gesprek voer op 'n meer professionele vlak. Jy kan, byvoorbeeld in plaas van om te sê ek gaan reformer met hom doen, kan jy sê ek fokus tans op die herstel van false closure rondom die heup met asimmetriese werk in 'n geslote kinetiese ketting. En dadelik bou dit vertroue. Dit skep 'n samehangende sorgkontinuum vir die pasiënt. Ja, en die kern van die etiek is om te weet wanneer 'n geval jou vermoëns oorskry. Jy moet weet wanneer om te sê, hierdie is waar ek stop, en jy moet teruggaan na jou mediese beroep. Goed, so in die praktyk, hoe lyk 'n instrukteur se werk anders na hierdie opleiding? Die onderhoud beskryf 'n duidelike evolusie. Jou fokus skuif van die oefening, die herhalings, die vorm, na 'n diep aandag aan die kliënt. Die mikroreaksies in die gesig. Daai klein frons, 'n effense huiwering, 'n klein kompensasie in die skouer. Jy sien alles. En die verhouding word meer van 'n vennootskap. 'n Ware vennootskap. Dis ek stel voor, jy probeer en ons pas saam aan. Dit gee die beseerde persoon weer mag oor hul eie liggaam. En sy sê dit is selfs waardevol vir atlete. Ja, vir hulle word dit 'n hoë vlak voorkomingsinstrument om daai klein mikrobeserings aan te spreek lank voor dit ernstig raak. Wat ons bring by haar laaste punt, wat nogal uitdagend is. Caroline stel voor dat ISP nie meer 'n opsionele ekstra moet reef nie. Nee, sy glo dit moet 'n standaard deel van die opleiding wees. Sy glo dat om nie hierdie vaardighede te hê nie, in die toekoms 'n professionele beperking kan word. Ek dink sy is heeltemal reg. Dit spreek tot die veranderende verwagtinge van die publiek en van die mediese gemeenskap. Mense soek nie net 'n lekker oefenklas nie. Nee, hulle soek professionele persone wat met die gesondheidstelsels kan saamwerk. Ateljees wat hierdie vlak van sorg kan bied, gaan die vertroue van dokters en kliënte wen. Op die ou end gee dit die beroep geloofwaardigheid, 'n duidelike gehalte standaard. Absoluut. Teen die einde van die onderhoud, na al hierdie idees, som sy die gees van ISP op in 3 sleutelwoorde. Helderheid, presisie en vennootskap. Sy gebruik die woord alliance. Kom ons vat hulle een vir een. Helderheid. Helderheid om die realiteit van beserings en jou eie perke te aanvaar. Presisie. Waar elke pedagogiese keuse doelgerig en regverdigbaar is. En vennootskap. Met die kliënt, met ander gesondheidswerkers en met jouself as 'n meer bewuste instrukteur. En die finale, kragtige opsomming. Vir die instrukteur verander ISP twyfel in oordeelsvermoë. En vir die kliënt verander dit die vrees om te beweeg in herwonne vertroue. Dis die hele ding in 'n neutedop. Dit transformeer alles. So, wat beteken dit alles vir jou, die luisteraar? Miskien is die vraag wat hierdie materiaal ons laat vra, nie net van toepassing op Pilates nie. Nee, glad nie. Dit gaan oor enige vorm van fisiese oefening of selfs afrigting. Ja, die gedagte om jy af te sluit is dalk die volgende. Wanneer jy aan beweging dink, of dit nou vir jouself is of vir iemand anders is, dink jy net aan spiere wat werk of kalorieë wat brand? Ja. Of oorweeg jy dit as 'n gesprek met 'n hele geskiedenis, 'n stelsel van weefsel, senuwees en ervarings? Sjoe.
Wat sou verander as elke beweging, elke instruksie benader is met daardie selfde vlak van helderheid, presisie en vennootskap? Iets om oor na te dink.